Ek weet, jy wil net die handdoek ingooi. Ek weet jy's moeg, ek weet dat jy voel net, Here, hoeveel meer moet ek op hierdie 2 skouers dra? Here, kyk wat gebeur in my lewe, kyk hoe word ek aangeval, kyk wat gaan alles verkeerd. Here, daar is rarig niks wat regloop in my lewe nie. Dit is die een ding op die ander ding. Die een ding is nog nie eers klaar nie, dan begin die volgende ding. Here, dis my finansies, dis my gesondheid, dis my kinders, dis my werk, dis my huwelik. Here, waar gaan die streep getrek word? Here, wanneer gaan daar vir my deurbraak kom? Dalk is dit wat jy vra vanaand. En ek wens ek kan vir jou 'n antwoord gee. Ek wens ek kan vir jou sê, weet jy wat, hou net nog 2 weke aan. Dan gaan daar verandering wees. Maar julle, God werk nie so nie. Hy werk nie in daai manier nie. Hy wil hê ons moet heeltemal op hom vertrou. En dis moeilik, julle, dit is moeilik om te sê, Here, ek kan nie sien dat iets verander nie. Here, ek sien alles met my oë en ek neem alles in, en dit wat ek hoor, sê vir my alles is dood. Dit wat ek sien is, daar's geen beweging nie. Dit wat ek ervaar is dat alles dood is. Maar die Here sê vandag, dit is nie dood nie. Jy weet, as jy 'n saadjie plant onder die grond, dis amper soos 'n begrafnis, nê? Jy druk daai saadjie daar in die grond en jy maak 'n gaatjie, jy sit die saadjie in, jy gooi hom weer toe en jy gooi 'n bietjie water oor en dan wag jy. Daai saad moet doodgaan sodat hy kan ontkiem en wortel kan skiet. En dit gebeur nie oornag nie. Onthou julle toe ons op skool was, ek weet nou nie of hulle dit nou nog op skool doen nie. Het hulle vir ons 'n watta gegee en in die watta het ons 'n mieliepit of 'n boontjiepit gesit, 'n boontjie saad. Ek weet nie wat noem dit nie, okay? En ons het watertjies opgegooi en jy het hom in die vensterbank gesit en dan moes jy nou gaan kyk. Jy moes nou seker maak jy gee vir hom water en jy was so excited want jy het gewag vir hierdie saad om te ontkiem en vir daai worteltjie om uit te kom. Maar terwyl dit gebeur, lyk dit of daai saad dood is. En hy's onder die grond en jy kan nie sien wat gebeur met daai saad nie. En die Here sê vanaand vir jou, dit is waarmee hy besig is. Hy is besig om te werk aan daai situasie wat vir jou dood lyk. Dit lyk vir jou asof daar geen uitweg is nie. Daar's geen manier wat hierdie saak kan uitwerk nie. Daar's nie 'n moontlikheid van 'n deurbraak nie. Want God wil die een wees wat vir jou wys wat hy kan doen. Jy moet juis niks kan doen nie. Hy wil hê jy moet jou hande afhaal van die probleem, van die situasie, sodat hy kan werk aan dit. Okay, ja, dit lyk dood, dit klink dood. Maar julle, goed moet baie keer doodgaan voordat daar nuwe lewe kan kom. Sit daai dinge in God se hande. Jy weet wat moet jy in God se hande los. Laat hom toe om te werk. En in die tussentyd bid jy en jy sê, Here, gee vir my krag, gee vir my geduld. Here, gee vir my vrede. Wysheid om deur hierdie tyd van wag te kom. En die Here gaan dit vir jou gee. Is dit maklik? Nee, julle, never. Dis moeilik om te wag op die Here. Ek dink dis van die moeilikste dinge wat ons ooit moet doen. Is om te wag op die Here. Ons sien dinge, ons hoor dinge, maar dit lyk nie soos dit wat die Here vir ons beloof het nie. En dan moet ons diep grou vir daai geloof, elke greentjie geloof wat jy het, moet jy voorgrou, om te glo dat die Here gaan doen, wat hy gesê het, hy gaan doen. So my boetie, my sussie, ek weet nie waar is jy vanaand nie, ek weet nie waarmee sukkel jy vanaand nie,
Maar ek wil vir jou sê, moenie moed opgee nie. Ja, dit lyk dood, dit klink dood, dis dalk begrawe onder die grond, maar dis nie dood nie. Die Here is besig om te werk. Julle weet wat ek altyd sê, don't give up, don't give in, because our God is always busy working. En dit is die waarheid, julle. God is altyd besig om te werk agter die skerms. As hierdie boodskap jou encourage het, asseblief share dit met iemand, subscribe aan ons channel en klik die bell button sodat jy genotify word elke keer wanneer ek nuwe content opsit. Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê. Shalom.